Goeiemôre broers en susters, baie welkom by ons voorsang vanoggend. Ons eerste lied is 'n verlofsanglied, lied 201, al drie die versies. 201, al drie die versies. Ons sing vervolgens lied 223, ook al drie die versies. 223, 1, 2 en 3. Ek dink die eerste twee liedere het ons asemhaling lekker beproef en ek dink ons stembande is lekker opgewarm. Ons volgende lied is Vaste Rots op wie ek bou.
Dis lied 508 vers 1 en 2. Vaste rots op wie ek bou, en op wie ek kan vertrou. Rots by wie ek altyd skuil, U is skenker van beheer. As die golwe om my slaan, bly my rots vir ewig staan. Sonde woed met alle mag, onrus kwel my dag en nag. Al my sonde vasgevang, laat U my na U verlang. U het alles vir my veil, God my rots van ware heil. Ons volgende lied is ook 'n lied van geloof en vertroue. Soek in God jou sterkte, lied 513, al drie die versies. Ons sluit vanoggend se voorsang af met lied
516, dis net een versie, ons sing dit net eenmaal deur. 516. Baie dankie vir die voorsang, Tannie Nelly en Tannie Boela en Johanna agter. Goeiemôre broers en susters. Goeiemôre ook aan die kinders wat hier is. Ek bly om julle almal hier te sien. En vir julle wat op Facebook en die televisie ingeskakel is, julle is net so welkom. Dis 'n begin van 'n jaar in terme van die kategese wat weer vandag open, 'n klomp dinge wat gebeur en ons is bly om julle almal hier te sien. Julle is baie welkom. Mag julle vanoggend se geleentheid ook saam met ons waardeer. Ek wil sommer vir die nuwe intrekkers wat hier is, as hier van julle is wat nie hier in ons gemeente is, dan is julle net so welkom. En as julle meer van die gemeente wil weet of net julle inligting vir ons sal deurgee, daai deur wat daar oop is, sal daar een van die kerkraadslede staan. Julle kan net vir hom ontmoet en dan sal hy vir julle vorm gee en 'n almanak gee en alles wat nodig is. Ons is bly julle is ook hier vandag saam met ons. Dan voordat ek die res van die afkondigings doen, wil ek graag vir Monozel vra dat sy vorentoe kom. Monozel, ek weet nou nie waar jy gaan sit nie. Monozel is ons student wat hierdie jaar by ons gaan kom werk. Sy swat teologie en sy ken nou 99% van die Bybel. Sy moet nou so 'n bietjie van die kerk ook leer. So sy is hier vandag om, nie vandag nie, hierdie jaar, om saam met ons te werk, saam met my en Daggie te werk. Sy gaan so oor 'n rukkie vir julle preek ook. Sy gaan saam met ons wijksbesoeke doen, huisbesoeke doen, siekebesoeke doen. So ons wil vir haar vanoggend net aan julle voorstel en ek wil vir jou sê, Monozel, baie welkom. Ons is bly jy is hier. Ons is baie duidelik aangesê dat ons mag haar nie misbruik nie. Sy is eintlik 'n student, so ons mag nie vir haar al die werk gee en dan gaan sit ons nou agteroor nie. So ons gaan ons beste probeer, maar ons wil net van die gemeente se kant af vir jou baie welkom sê en vir jou Bybel gee. En ek het hier binne geskryf ook dat jy regtig jou roeping sal uitleef, nie net in die kerk nie, maar buite die kerk ook. En soos wat 1 Timoteus sê, ook verkondig die woord tydig en ontydig, oral waar jy kom, al die mense met wie jy te doen kry. As hy baie sterkte vir jou, hoor. Ons is bly jy is hierso. Ek gaan nou nie nou geleentheid gee om te praat nie, want dominees as hulle 'n mic in die hand het, dan hou hulle nie oppreek nie. So, dis my beurt vandag. Dan is Dominee Daggie op verlof. As julle enige krisis het, gaan hom sy rustyd kontak vir my. Julle is baie welkom. Ons gaan ook vir hulle om bietjie te rus in hierdie tyd. Dan wil ek vra dat die kinders na afloop van die erediens, sal al die kinders vir ons net hier in die middelblok kom sit, dat ons vir julle sal indeel by julle kategese klasse. Die graad 1 tot 3's gaan ons nou kategese laat hê na afloop van die diens, nie soos in die verlede daar onder die afdak nie. Daar's 'n klomp redes daarvoor. Onder andere is daar 'n hele klomp graad 1 tot 3's wat te veel gaan wees vir dit om almal bymekaar te kry. Ons het ook verskriklike oulike boeke gekry wat ons hierdie jaar met die kinders gaan behandel vir die volgende klompie jaar. Hulle noem dit Oudos. Oudos beteken 'n pad. So ons gaan saam met hulle die pad loop, die pad van die Here. Ek het sommer net vir julle gewys, hierso die graad 3 groep, Oudos 3,
gaan oor die gelykenisse wat Jesus vertel het. En in hierdie boekie wat die kinders het, is daar verskriklike oulike goed wat hulle kan doen, daar's stickers wat hulle kan inplak, daar's 'n roetekaart wat hulle kan volg. So ons wil net vandag kyk wie is almal hierso, dan gaan ons vir hulle almal boeke bestel, maar ons is baie opgewonde oor hierdie jaar se kategese, en al die kinders asseblief na afloop van die erediens, dan kom sit julle hier voor, dan sal ons vir julle wys waartoe julle moet gaan. Goed, en dan sou julle op die afkondiging gesien het, alles wat hierdie week gebeur, ons skop af, soos ek sê, met die kategese, ons het vanmiddag ons JKJA, die laerskoolkinders, julle is baie welkom, ons gaan Survivor reeks doen hierdie jaar. So ons gaan lekker saam werk, ons gaan lekker saam spanne doen en saam speel, en dan gaan pizza ook wees vanmiddag. Net so lusmakertjie vir julle, so julle is almal baie welkom. Al die laerskoolkinders, vanmiddag 4 uur hier by die kerk, tot so 4:45 rond. Julle is almal baie welkom, en die hoërskoolkinders, ons kom 5 uur by mekaar. Al die hoërskoolkinders, 5 uur, dan gaan ons saam met julle kuier, daar sal nog pizza wees, ons gaan lekker saam met julle ook die aand geniet. So al die hoërskool en laerskoolkinders, ons skop vanmiddag ook af met julle aksies. En dan op die afkondiginge sou julle gesien het, 'n klomp nuwe dinge wat hierdie week gebeur, goed wat ons aanpak, ons het 'n spookie omgee projek vir al die dames, as jy graag wil deelneem daaraan, dis 'n projek waarin ons vir mekaar gaan geskenke koop, jy gaan nie weet wie vir jou 'n geskenk koop nie, maar dis 'n geskenkie wat ons koop, wat ons 1 keer 'n maand gaan bring, ons gaan dit daarvoor los, en jy gaan van jou spookie af 'n geskenk kry, jy gaan vir iemand anders iets gee, en dit is so 'n bietjie 'n manier om vir mekaar ook te wys, ons gee om vir mekaar. So vir die dames, as jy graag wil deelneem, laat weet asseblief die kerkkantoor, die selfoonnommer is daar, dan kan jy net jou naam en jou verjaarsdag, jou gunsteling kleur en jou stokperdjie stuur. Dis 'n lekker geleentheid om ook so 'n bietjie by ander mense betrokke te wees. Dan sou julle 'n vorm by die deure kon gekry het, of op WhatsApp, of ek dink ek het dit op Facebook ook gesit, waarin julle vir ons kan aandui waar julle graag by die gemeente wil betrokke wees. Jy sal weet, dat ons as dominees kan nie alles doen nie, ons wil graag, maar ons kan nie, en ons het julle talente en julle gawes ook nodig. So op die vorm kan jy wys, by sekere aksies, by gemeentebediening, of by die jeug, of by getuienis, of by barmhartigheid, waar ook al, kan jy vir ons daarop aandui waar jy gaan help, waar jy graag wil help, en het hoef natuurlik nie net een plek te wees nie, jy kan sommer op 'n klomp plekke help, ons sal vir jou kontak, en ons sal met jou reëlings tref. So as jy dit nie op WhatsApp wil doen nie, is daar vorms by die deure beskikbaar, kry vir jou so 'n vorm, kan jy dit vir ons afmerk, skryf jou naam net by, en gee dit sommer weer by die deure in, of by die kerkkantoor, asseblief. Dankie vir julle wat ook so betrokke is by die gemeente. Dan ietsie anders wat ons niet aanpak, oor donderdag oor 'n week, gaan ons begin met ons huweliksverrykingskursus. Julle is baie welkom, ons gaan hierdie jaar fokus op die gesin, en uit die aard van die saak, deel van die gesin is ons huwelike. En hierdie huwelikskursus is nie vir almal wat net moeilikheid het in die huwelik nie. Ek weet mense is mos nou bang om vir so 'n kursus te kom, want wat gaan die mense nou sê, jy weet, wat gaan aan ons huwelik? Maar dit gaan nie daaroor nie, dit gaan daaroor as jy wil groei in jou verhouding met jou man of jou vrou, of as jy dalk weer ietsie nuuts wil leer, of as jy mekaar weer op 'n ander manier wil vind, dan is jy baie welkom. Laat weet vir my, of laat weet die kerkkantoor, ons vra so R200 per paar, dis maar net wat ons lekker snacks ook daar kan hê, wat ons saam kan geniet. As jy nog wil trou vorentoe, is jy baie welkom, dis 'n voorbereidingskursus ook. As jy lank getroud is jy net so welkom. Enige iemand wat in 'n verhouding, langtermyn verhouding staan, vanaf die 27ste Januarie, laat weet vir ons asseblief wie ons daar gaan sien. Ek praat baie, maar ek gaan amper klaar wees. Julle sal vandag hoor, tydens die preek ook, dat ek wil graag hê, dat ons as gemeente en ons as gesinne, dat ons weer moet terugkom na die normale. En deel daarvan is dat ek jy wil uitdaag, om weer in die gesin te begin met 'n huisgodsdiens. Die van julle wat dit nie doen nie. 'n Stilte tyd, 'n geleentheid wat jy saam met jou gesin kan sit, en 'n stukkie lees uit die Bybel uit, 1 of 2 vrae oor kan gesels, 'n gebed saam kan doen. So wat ek gaan doen is, ek gaan vir julle van môre aand af, elke aand 'n gedeelte uitstuur op die WhatsApp groepe. As jy nie wil deelneem nie, ignoreer dit net, moet asseblief nie van die groep afgaan nie. Maar jy is baie welkom, as jy in 'n gesin is, of as jy as individu is. Gebruik die gedeelte, kry jou gesin by mekaar, sê vir jou kinders om daar saam met jou te kom sit, as iets skaam is, of
dit vir jou moeilik is om so 'n gedeelte aan te bied, jy kan net daarna luister, ek gaan vir jou 'n stukkie lees, ek gaan so ietsie daar rondom sê, ek gaan vir jou 2 of 3 vrae vra, ek gaan vir jou gebed doen. Dis net om weer in die regte gewoonte in te kom, 'n goeie geloofsgewoonte aan te leer, om weer stil te word rondom die woord van die Here. So jy kan uitluister en uitkyk daarna. Dan is daar ander plekke waar jy kan inskakel, soms op 'n ander manier, jy kan in die middag saam kom stap, hier is ons 'n groepie wat van die kerk af stap, so 5:30. Op Dinsdagoggende is daar 'n groep wat hier in die kerksaal saam naaldwerk doen, of dit quilt is, en of jy brei, en of jy hikkel, of wat ook al jy ook al doen. Dis 'n lekker geleentheid om saam met die ander vrouens dit te doen. Uit die aard van die saak word daar maar 'n bietjie geskinder ook, so ek kom luister so elke nou en dan net wat gebeur, maar julle is baie welkom om by hierdie geleenthede in te skakel. Jy kan sommer 'n klompie mense leer ken, en ook op so 'n manier inskakel by die gemeente. Dan die res van die afkondiginge. Ons bid vir die mense wat op die siekelys is, bid asseblief saam met ons. Ek het vir Hester daar binne in die konsistorie gesê, sy gaan hierdie week in vir 'n operasie, ons dink aan haar, en ons glo dit sal goed gaan, in hierdie week wat voorlê. Ons sê baie geluk vir Stefan en vir Leandra wat 'n klein babatjie gekry het hierdie week, mag hy vir julle net vreugde en geluk gee. En dan moet ek net afkondig ons bewys van lidmaatskap wat ons gekry het van Hoopstad, Adrian, wat eintlik al lankal saam met ons is. Adrian, ons het jou lidmaatskap gekry, baie welkom. Van Ereka vir Pieter van der Skyf, van Langenhoven Park af ons student Monozel, en van Hermanus af vir Chris Erasmus. Ons sê vir julle almal baie welkom. Ons sien uit daarna om die pad saam met julle te stap. Dan het die getuieniskommissie gevra dat as daar van julle is wat Sotho magtig is, en nie net Dumela kan sê soos ek nie, maar as jy magtig is met Sotho, Sotho, dan kan julle net vir Tannie Magda van Niekerk kontak. Ons het iemand nodig om so af en toe, as ons met van ons kollegas, van ons mense wat in die NG Kerk in Afrika is, of op ander terreine, as ons met hulle kontak maak, dan help dit altyd as 'n mens iemand het wat Sotho magtig is, om ook saam te praat en partykeer te tolk, as dit nodig is. So as jy kan, laat weet asseblief vir haar. En dan wil ons graag vir Tannie Pieto baie dankie sê vir die blomme wat gedoen is, wat uit Tannie Magda se tuin uitkom. Mens kan nie dink dat so 'n klomp mooi blomme uit iemand se tuin uitkom nie. Ons sê vir julle twee baie dankie vir die moeite wat gedoen word. Ek weet nie of Tannie Pieto hier is vandag, en of sy, waar is Tannie Pieto? Tannie Pieto kruip so skelm hier onderweg. Tannie, vreeslik dankie, hoor, ons waardeer Tannie se moeite en sy liefde vir die kerk en sy betrokkenheid op so 'n manier, ongelooflik baie. Tannie het 'n talent wat 'n mens op so 'n manier uitleef, en ons waardeer Tannie, dankie daarvoor. Dit lyk regtig mooi. Goed, ek voel ek het al so baie gesê, ek kan amper begin kollekte opneem, maar daar is nog so 1 of 2 goed, die laaste goedjies. Ek wil graag vra dat al die graad 1's vir my vorentoe kom. Almal wat hierdie jaar in graad 1 is, laat julle vir my hier vorentoe kom asseblief. Ek het die gemeente se name hier iewers, maar ek weet nie wie van julle is hierso nie. So julle hoef nie skaam te wees nie. Die eerste een wat kan kom, gaan 'n groter sjokolade kry. Hier kom dan hulle. En Mieke. Ek is so bly om julle te sien. Erik, wat sê jy, Bella? High five. Ek is bly om julle te sien, hoor. Hoe's graad 1? Lekker. Hallo julle girls. Is dit almal van julle wat hier is? Ian, is jy al in graad 1? Ek kan sien, want jy's al 'n groot seun, man. Ja? Ek het Mieke op die lys. Mieke is hierso, en Lienke, is Lienke hier vandag? Is hy? Is 'n bietjie te skaam. Lienke, ek gaan vir jou nou sjokolade bring, hoor. Jy kan net daar bly sit, dis okay. Okay. Weet julle wat, nee? Ons graad 1's is vir ons verskriklik spesiaal. Al die kinders is spesiaal. Maar julle maatjies is vir ons baie meer spesiaal, nee. Ons is verskriklik lief vir julle, en ons wil vir julle sê, hierdie jaar by die skool gaan vir julle baie lekker wees. Julle gaan elke oomblik geniet. Julle juffrouens is baie oulik, en ek gaan vir hulle laat weet dat julle nie moet baie huiswerk kry nie, nee. Want huiswerk is nie so lekker nie. Maar ons wil graag leer, nee, want ons wil slimmer word, en ons wil groter word, en ons wil eendag ook soos pappa en mamma werk kan doen, nee. So ek wil hê, kom ons staan gou naby aan mekaar, en dan gaan ek vir julle bid, en ons gaan vir liewe Jesus vra om vir julle te help ook hierdie jaar wat voorlê, nee. Okay, kom ons maak die oogies toe. Vader, baie dankie vir elke kind wat hier is vandag. Dankie Here dat U vir hulle so spesiaal gemaak het. Seentjies en dogtertjies,
Here wat vir wie U baie lief het. En ons bid vir hulle skoolloopbaan in graad 1 hierdie jaar, wat so 'n groot jaar is, ons wil bid dat hulle sal weet, dat U vir elkeen van hulle 'n plan het, en dat U saam met hulle is by die skool elke dag, en by die huis as hulle huiswerk doen, en as hulle atletiek hardloop, en as hulle rondspeel. Dankie Here, dat ons weet, U is ons Papa in die hemel, wat vir ons sorg, en wat vir ons goed is. Ons bid vir hulle papas en mamas by die huis ook, sal bid dat U hand van bewaring oor hulle ook sal hou, mag U vir hulle ook goed wees, waar dit soms vir ons swaar is, om ons kinders skool toe te stuur. Weet ook Here, dat ons vertrou op U, om die hand van bewaring oor hulle te hou. Amen. Kom ek gee vir elkeen van julle sjokolade. En julle hoef nie met papa en mamma te deel, of met boetie en sussie nie, maar as julle wil, dan kan julle. Das vir jou enetjie, is 'n groot sjokolade. Das vir jou enetjie, vir jou. Ag, dis 'n groot plesier, hoor. Das Andrei. Nou toe julle kan weer gaan sit, kyk gou waar is papa en mamma, of julle hulle sien. Papa, jy mag nie eet nie, hoor. Ek het 'n vriend wat 'n laat lammetjie kind gekry het, en die persoon het redelik baie geld, so hy koop vir sy klein dogtertjie, koop hy 'n eiendom, seker maar 'n bietjie om belasting te ontduik ook, maar hy koop vir sy klein dogtertjie 'n eiendom, en die ouer boetie en sussie is baie ontstel daaroor, en hulle sê, hoe kan papa nou kan eers onthou wat sy naam nie, so voortrek, dat papa nou vir haar woonstel koop en ons kry nie. Toe sê, julle grootkinders moet baie mooi verstaan, sussie, as sy by die huis kom, dan sy so bly om my te sien, sy hardloop en sy sê, papa, en sy kom druk my, en sy kom sê vir my, ek is lief vir jou papa, maar julle, as julle by die huis kom, mens vra vir julle hoe gaan het, dan sê julle net, okay, of julle ignore my, so weet maar net, ons is liever vir julle as kleinkindertjies, hoor, ons is lief vir die grootkinders ook, maar die kleinkinders is vir ons baie spesiaal. Sterkte aan die ouers ook van die graad 1, ons weet, is 'n groot ding om hulle daar te hê, en ewe skielik as hulle daai skoolklere aan het, dan lyk hulle maar net soos grootkinders, dan is hulle nie meer ons babies nie, so baie sterkte vir julle. Ek het 2 van ons groter seuns ook gevra, om vir ons vandag hulle kata te doen. Ek het nooit karate gedoen nie, so ek weet nie altyd hoe dit werk nie, maar julle 2, Andrew en FC, kom doen julle ding, kom wys vir die gemeente, hoe doen mens karate, ons gaan leer by julle. Baie, kom ons geef hulle 'n hande klap. Voordat julle manne gaan sit, kom sê gou eers vir my. Hier is 'n mikrofoon dat die mense julle ook mooi kan hoor. Staan gou na die mense toe en kyk en sê julle vir my, moet julle oefen om dit te kan doen wat julle nou gaan doen het? Ja, Dominee. Hoeveel keer 'n week oefen julle? Meestal 2 keer daar by die dojo, maar ja, ons het nou 'n paar keer geoefen voor hierdie. Het julle 'n paar keer geoefen? Ek kan sien julle doen dit baie goed. En is dit lekker om dit saam met julle maats te doen? Ja. Het gaan nie lekker wees om dit net alleen doen nie, nê? Ja. Alright, ek sê dankie aan julle. Ons waardeer julle. Julle kan gou gaan sit. Ek het vir hulle gevra om vir ons bietjie te wys hoe hulle katas doen, want ek gaan vandag kinders gaan ek in die preek ook praat daaroor oor God se mense wat op 'n stadium moes gefight het, beklei het teen 'n ander volk. En weet julle wat, dat ons as groot mense en ons as gelowiges, ons as Christene is ook eintlik elke dag besig om te beklei. En ek gaan net nou vir julle mooi verduidelik hoe ons dit doen. So dankie vir julle toe, ons waardeer julle, hoor, ons het ek 'n paar moves geleer. Ek het amper gedog dat die Piet se blomme gaan in die slag bly, maar ek is bly julle het dit reg gekry. Die laaste dingetjie voor ons nou amptelik gaan begin
is die verjaarsdagmaatjies, want ek sien hier is 'n verjaarsdagmaatjie wat ek nie genoem het nie. Maar ja, wil jy nie bietjie hier vorentoe kom nie, laat ek net sien wie verjaar nog saam met jou vandag. Maritjie Joubert verjaar en Wilna Versteeg verjaar. En ons is baie lief vir hulle, soos wat ek julle gesê het, ons lief vir groot mense en vir ou mense, maar vir ons kinders is ons baie liewer. So ons sê vir jou baie geluk, hoor. Daar's vir jou ook sommer ietsie, ek gaan hierdie net uithaal. Daar's vir jou sjokolade om vir jou baie geluk te sê. Ons hoop jy word bederf vandag deur pappa en mamma. Goed, broers en susters, dis al die ander dinge wat ek wou gesê het. Kom ons gaan hierdie erediens in die naam van die Here begin en ons gaan dit doen deur 'n lied saam te sing, lied 176. Terwyl ons so bly sit, ons sing dit 2 keer deur. Halleluja, U is koning, ons aanbid U in die woning. Ek begin vir ons vanmôre se diens uit Jesaja 44. So sê die Here, die koning van Israel, sy verlosser, die Here die Almagtige. Ek is die eerste en ek is die laaste. Buiten my is daar geen God nie. Amen. Broers en susters, oupas, oumas, papas, mamas, kinders, almal wat hier is en die van julle wat ingeskakel is, mag jy vanoggend weet dat God, ons Skepper, ons Vader, vir elkeen van ons baie lief het. Kom ons staan op en dan sing ons lied 215 saam. Ons sing vers 1, 3 en 5. Besing die lof van Jesus saam, ook engele bring hom eer. Ons sing dit staande vers 1, 3 en 5. Sit. Iemand het so rukkie terug vir my so mooi aanhaling gegee. Persoon het vir my gesê, 'n mens moenie iets gee van wat jy het nie. Jy moet eerder alles gee van wie jy is.
Want ons lewens word eintlik bepaal deur wat hier binne in ons aangaan. Reëls en wette maak nie dat ons skielik 'n ander mens is nie. Soos wat die kinders sou gesê het, jy moet 'n mooi hartjie hê. Dit wat hier van binne afkom, maak wat na buitentoe uitleef. Galasiërs 5 leer ons dat ons lewens hier diep binne moet beheer word deur die Gees. En dan sê Paulus, as hy met die mense praat, dis baie duidelik om te sien wie se lewe van die binne af deur die Gees beheer word en wie se lewe nie deur die Gees beheer word nie. Hy praat daarvan dat die praktyke van die sondige natuur is in mense se lewens baie goed bekend wat sonder die Here lewe. En ek wil nie eers daarop fokus nie, want dit is 'n lelike goed. En mens sien dit in mense se lewens. Hy sê maar mense wat 'n mooi hart het, mense wie se lewens deur die Here beheer word, sê hy wys die vrug van die Gees. En dit is liefde, en vreugde, en vrede, en geduld, en goedhartigheid, en getrouheid, en nederigheid, en selfbeheersing. Ons sal moet besluit watter mense ons is, of ons mooi mense is, of ons God se mense is. En dan moet ons alles gee van wie ons is. Alles wat hier binne in ons is, moet ons dan vir ander mense gee. Kom ek bid vir ons. Vader, baie dankie dat U vir ons ongelooflik baie lief het. Dankie Here dat U ons elkeen op U naam ken. Of ons graad 1 is en of ons 80 jaar of ouer is. Here, U is met al ons baie goed bekend. U stap saam met ons 'n lewenspad. U dra vir ons, U gee vir ons leiding, U gee vir ons rigting in ons lewens. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons weet dat ons nooit alleen is nie. Selfs al is ons alleen. Dankie Here dat ons weet dat ons het 'n familie by die kerk, 'n geestelike huis, van mense wat vir ons lief is en wat vir ons omgee en wat vir ons bid, en wat vir ons sal help as daar moeilikheid is. Dankie dat ons aan 'n gemeente kan behoort, en dankie vir die gemeente waarna ons behoort, dat dit 'n mooi gemeente is, met mooi mense, met mense wat lojaal is aan U en lief is vir U, en lief is vir die kerk. Ons wil bid vir ons gemeente, Here, vir hierdie jaar wat voorlê. Ons wil bid dat U die gemeente sal lei, dat U die leiers van die gemeente sal lei, die kerkraad, die dominees, almal wat 'n rol speel, sodat ons gemeente 'n plek sal wees waar mense hoop kan kry, 'n plek sal wees waar hulle welkom voel, 'n plek sal wees waar hulle tuis hoort, waar hulle kan groei in hulle geloof, waar hulle gawes kan uitleef, en Here, waar hulle vir U kan lewe, waar U koninkryk opgebou kan word en uitgebou kan word, sodat U naam die eer moet kry. Here, ons is die kinders, almal van ons, of ons oud of jonk is, en ons wil U graag dien met ons hele wese, met alles wat ons is. Ons wil gehoorsaam wees aan U, ons wil U volg, waarna toe U ons lei. Here, en deel daarvan om te weet hoe ons U moet volg, is dat ons die Bybel lees. Want in die Bybel leer ons van U. In die Bybel groei ons. In die Bybel word ons gedagtes en ons harte verander, sodat ons meer en meer soos Jesus kan word. En daarom bid ons, as ons vandag die Bybel lees, dat U ook daardeur met ons sal praat, dat ons harte en ons gedagtes sal wees soos goeie grond waarop saad val, wat groei en wat vrug dra tot eer van die naam. Amen. Liewe gemeente, ons lees uit Joshua hoofstuk 24. Jy kan die Bybel oopmaak as jy een by jou het. Ek het nou net die groot Bybel hierson, hierin is dit op bladsy 190. Maar jy kan die Bybel oopmaak by Joshua 24. Is nou nog redelik so in die middel van die mense van God se geskiedenis wat ons hier in die Bybel van hoor en van lees. En Joshua was op hierdie stadium die leier van die volk. So daar staan by vers 1, Joshua het al die stamme van Israel bymekaar gebring in Sichem. Hy het die leiers van Israel, die hoofde, die regters en die amptdraers geroep, en hulle het hulle plekke kom inneem en in die teenwoordigheid van God. Toe sê Joshua vir die hele volk, so sê die Here, die God van Israel, lank gelede het julle voorvaders, onder hulle was Tera, vader van Abraham en Nahor, ander kan die Efraat gewoon, en hulle het ander gode gedien. Ek het julle voorvader Abraham, aan die ander kan die Efraat geneem, en om die hele Kanaan laat deurgaan.
Ek het hom baie nakomelinge gegee. Aan hom het ek vir Isak gegee, aan Isak vir Jakob en Esau. Aan Esau het ek die Seirberge gegee om in besit te neem, maar Jakob en sy nageslag is af na Egipte toe. Ek het vir Moses en Aaron gestuur, en ek het Egipte met rampe getref, soos ek dit goed gevind het. Daarna het ek julle uitgebring. Ek het julle voorvaders uit Egipte gebring, en toe hulle by die Rietsee kom, het die Egiptenaars hulle agtervolg met strydwaans en ruiters. Julle voorvaders het na my geroep om hulp, en ek het dit donker laat word tussen julle en die Egiptenaars, en die see oor die Egiptenaars laat kom, sodat dit hulle bedek het. Julle eie oë het gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het. Daarna het julle lank in die woestyn gebly. Toe het ek julle gebring na die land van die Amoriete wat oos van die Jordaan gewoon het. Hulle het teen julle oorlog gemaak, maar ek het julle in die mag oorgegee, hulle in julle mag oorgegee sodat julle hulle land in besit kon neem. Ek het hulle uitgeroei en vir julle plek gemaak. Toe Balak, seun van Sipor en koning van Moab teen Israel oorlog wou maak, het hy vir Bileam, seun van Beor laat roep om 'n vloek oor julle uit te spreek. Maar ek het nie na Bileam geluister nie, en hy moes julle teen wil en dank seën. So het ek julle gered uit die hande van Balak. Julle het deur die Jordaan getrek en by Jerigo gekom. Die mense wat in besit was van Jerigo, die Amoriete, Feresiete, Kanaaniete, Hetiete, Girgasiete, Hiwite en Jebusiete, het teen julle oorlog gemaak, maar ek het hulle in julle mag oorgegee. Ek het al van tevore die 2 Amoritiese konings laat moed verloor, en dit het hulle voor julle uitverdryf. Nie julle swaarde en julle pyle en boë nie. Ek het julle 'n land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon. Julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders ander kan die Efraat en in Egipte gedien het, en dien die Here. Of, as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het ander kan die Efraat, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Die volk het geantwoord, ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. Dit is die Here ons God, wat ons en ons voorvaders uit Egipte die plek van slawerny gebring het. Hy het daardie groot wonders voor ons oë gedoen, en hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het, en teen al die volke deur wie se gebiede ons getrek het. Die Here het al die volke voor ons uitverdryf, die Amoriete wat in die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien, hy is ons God. Maar Joshua het vir die volk gesê, julle kan nie die Here dien nie. Hy is 'n heilige God, hy is 'n God wat onverdeelde trou eis, en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. As julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal hy wat aan julle goed gedoen het, teen julle draai en rampe oor julle bring, en 'n end aan julle maak. Maar die volk het vir Joshua gesê, nee, ons sal die Here dien. En toe sê Joshua vir die volk, julle self getuies daarvan, dat julle gekies het om die Here te dien. En hulle antwoord, ons is. Toe sê Joshua, verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit, en wy julle heeltemal aan die Here, die God van Israel. En die volk sê vir Joshua, ons sal die Here ons God dien. Ons sal na hom luister. Joshua het daardie dag vir die volk 'n verbond gesluit en vir hulle daarin Sichem voorskrifte en bepalings vasgelê. Hy het die dinge in die wetboek van God opgeskryf, 'n groot klip gevat en het onder 'n groot boom by die heiligdom van die Here regop gesit. Hy het vir die hele volk gesê, sien julle die klip? Hy sal die getuie teen ons wees. Hy het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Hy sal die getuie teen julle wees, dat julle nie julle God bedrieg nie. Daarna het Joshua die volk laat gaan, elkeen na sy eie grond toe. Ek gaan vir ons net tot sover lees. Broers en susters, gemeentekinders, ek wil net gou vir julle die agtergrond skets van wat hier aan die gang is en wie Joshua was. Die van julle wat nou al vergeet het. Joshua was die man wat vir Moses opgevolg het. Moses was mos nou die groot leier gewees, wat God saam met sy broer Aaron geroep het, om God se mense uit Egipte uit te bevry.
So na die 10 pla, is die volk uit Egipte uit, hulle is deur die see, deur die woestyn, vir 40 jaar het hulle rond beweeg, rond geswerf, rond getrek, en hy was die een wat hulle dan tot op die punt van die beloofde land gebring het, voordat hulle in die beloofde land ingegaan het. En toe hulle buite die beloofde land gestaan het, wat natuurlik nou 'n ander volk se land was, toe kry hy vir hom 12 spioene, en hy sê vir hulle, julle moet nou in die land ingaan, en julle moet gaan kyk wat daar aangaan. Gaan kyk bietjie of ons teen hierdie mense kan fight, gaan ons hulle kan wen, is ons dan opgewasse teen hulle. So ek lees vir ons daar in Numeri 13, julle kan dit saam lees op die skerm, nadat Moses sê toe nou vir hulle, gaan bekyk die land, hoe dit is, en of die mense wat daar woon sterk of swak, baie of min is, of die wat die land bewoon goed of sleg is, en of die mense se stede oop of versterk is, of die grond vrugbaar of skraal is, en of dit bome het of nie. Doen julle bes om van die land se vrugte saam te bring. So hulle het toe nou in die land ingegaan, hierdie spioene, skelm daar in rondbeweeg, hulle het rondgekyk, en dan kom hulle nou terug, en hulle moet vir Moses verslag doen. En dan staan daar by vers 27, hulle het aan Moses gerapporteer en vir hom gesê, ons het in die land gekom waarheen u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing, en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak daar gesien. Enak was bekend as 'n reus gewees, 'n groot ou. Die Amalekiete woon in die suidland, die Hittite, die Jebusiete, die Amorite in die bergwêreld, en die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan. Caleb het egter die manne wat met Moses praat stil gemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het gesê, nee, ons kan nie. Teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak. En die mense wat ons daarin gesien het, was almal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien, die Enakiete, stam van hulle af. Ons was so sprinkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. En dan in die volgende hoofstuk, dan praat Joshua, die leier van wie ons nou gelees het, en dan sê hy vir hulle, julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Maar die hele vergadering het gedreig om vir Joshua en Caleb met klippe dood te gooi. So dis Joshua van wie ons nou lees. Joshua wat opgestaan het teen al die ander en vir hulle gesê het, ons sal hierdie land inneem. Ons gaan hierdie land inneem, want God is by ons. Ons is nie alleen as ons dit doen nie. Dit klink amper soos William Wallace. Onthou julle vir William Wallace van daai bekende fliek Braveheart, wat die mense geïnspireer het, wat die mense opgesaik het om te veg. Die Skotte, ek dink dit kom hier die 1300s of iets, die Skotte was besig om teen die Engelse te veg. En dan is die klomp Skotte bang, want daar is 'n oormag Engelse, en hulle is 'n klomp mense. Amper soos wat hulle hier sê, die mense is reuse, ons gaan dit nie maak nie. Ons gaan dit nie reg kry nie. Ek wil hê dat ons nou net na so 'n klein videoklip kyk oor daai inspirerende toespraak wat hy gemaak het, die Skotte teen die Engelse. Sons of Scotland, I am William Wallace. William Wallace is 7 feet tall. Yes, I've heard. Kills men by the hundred. And if he were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes. I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. And free men you are. What will you do with that freedom? Will you fight? Fight against that? No! We will run! And we will live. Aye. Fight and you may die.
run, and you'll live. At least a while. And dying in your beds, many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! William Wallace in die fliek Braveheart, waar die klomp skotte inspireer om te veg. Ek hou daarvan om sulke flieks te kyk, het inspireer my sommer weer om iets te doen. Wat is die verskil tussen William Wallace en Joshua? Behalwe nou vir die blou streep en die aksent. William Wallace het sy mense geïnspireer. Hy het hulle aangemoedig om nie bang te wees nie. Hy het gesê, julle moet braaf wees. Ons gaan veg, ons gaan wen. Ons sal wen. Net soos wat Joshua gedoen het. Maar die verskil is, Joshua het nie sy mense geïnspireer deur op en af te jaag, en met 'n mooi toespraak hulle op te wek, en vir hulle te sê ons gaan wen, omdat ons patrioties is in ons land nie. Vir hulle gesê ons gaan wen, want God is aan ons kant. Dis God wat ons help. Ons gaan opstaan, en ons gaan veg, want God is aan ons kant. Hy het die lewe met 'n geestelike bril gesien. Hy het na die wêreld gekyk met 'n geestelike bril. Hy het nie probeer ontken dat daar reëse in die land is nie, dat dit 'n moeilike land is nie, dat die stede versterk is nie, laat al hierdie groot mense daar bly nie. Hy het gesê, ek kyk op 'n ander manier. Ek kyk met God se bril na die wêreld, na die mense rondom my. En as ons veg, dan gaan ons wen, want God is aan ons kant. En as God aan jou kant is, dan hoef jy nie bang te wees nie. Dan hoef jy vir niks bang te wees nie. So nou is ons hier in hoofstuk 24. Hulle het die land ingeneem. Hulle het die volk oorwin. En Joshua, voordat hy doodgaan, net so 'n bietjie verder dit wat ons gelees het, vertel dat Joshua toe gesterf het. Gee hy sy laaste toespraak vir sy volk. En hy vertel vir hulle, onthou bietjie terug wie God is. Onthou wie God is. Hy sê vir hulle, onthou julle dat God goed is. Want God is goed. Hy sê vir julle, onthou julle dat God getrou en lojaal is aan sy volk. Want God is lojaal. Hy bly getrou. Hy sê vir hulle, onthou julle dat God het julle gered. En God is die redder. Moet dit nie vergeet nie. Jy moet dan nie bang wees vir wat voor lê nie. Moet nie bang wees vir wat in die toekoms lê nie, want God is daar. En dan sê hy vir hulle, julle moet nou kies. Onthou nou wie God was, maar nou moet julle kies. Dis sy laaste toespraak, en gewoonlik op jou sterfbed praat jy waarheid. Hy sê, nou moet julle kies, en is 'n keuse wat ek vandag vir elkeen van ons wil stel. Ons moet kies. Want om die Here te dien, kan ons eintlik nie halfpad doen nie. Ons kan nie net halfpad vir die Here lewe nie. Hy sê vir hulle, gaan kies wie die belangrikste in jou lewe gaan wees. Of dit hierdie God is, wat red, en wat lojaal is, en wat goed is, gaan jy vir hom lewe, of gaan jy die afgode dien? Nou gaan julle vir ons sê, maar ons het nie afgode nie. Ons leef daarom in 'n moderne tyd. Maar daar is so baie dinge in ons lewens wat vir ons belangriker is as die Here. Waarin ons meer aandag gee, waarop ons meer vertrou, waarop ons meer staat maak as die Here. Joshua sê vir hulle, julle sal moet kies. Want ons kan dit nie halfpad doen nie. Om die metafoor van die reëse te gebruik. In ons lewens is daar ook reëse wat voor ons staan en wag. Groot dinge wat as jy daar voor te staan kom, dan sê jy vir jouself, ek gaan dit nie kan wen nie. Ek weet, ek gaan dit nie kan wen nie, want ek kyk uit 'n menslike perspektief.
Daar gaan dinge wees wat oor jou pad kom, waarskynlik ook hierdie jaar, wat jy vir jouself gaan sê, ek kan nie. Ek gaan dit nie kan wen nie. Omdat ons met menslike oë daarna kyk. Hierdie nuwe jare wat vir my voorlê is te veel, die uitdagings is te groot. En is net van die dinge wat ons self kan sien, daar lê waarskynlik nog 'n klomp dinge vir ons voor, waarvan ons nie weet nie. Wat inspireer ons dan, en wat gee vir ons hoop, dat ons sê, weet jy wat, maar ek sien kans vir die jaar wat voor lê. Maak nie saak hoe groot die reuse is, ten wie ons moet beklei nie. Wat gee vir jou die perspektief om te sê, maar ek gaan wen, ek gaan oorwin. So aan die begin van die jaar, kan ek of iemand anders ons opsaik, ek kan vanoggend hier met 'n perd heen en weer gery het, en 'n ordentlike toespraak gelewer het. Wie hulle gesê het, ons gaan veg, en ons gaan wen. Maar dis nie wat ons gaan help nie. Want om so 'n toespraak te lewer, hou maar net 'n rukkie, ek moes nou gesien met die rugby ook. Hou maar net 'n rukkie. Iewers moet jou hoop van diep binne af kom, om vir jou te sê, maar ek kan wen, en ek gaan wen. Wat is dit, wat 'n gelowige help om te sê, ek sien kans vir hierdie jaar? Dis net die vaste vertroue, dat God aan jou kant is, en dat hy jou nie alleen gaan los nie. Dis soos Romeine 8 ons beloof, daar in Romeine 8 staan aan ons, wie kan ons van die liefde van God skei? Skus, God is vir ons, wie kan aan teen ons wees? Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid, gevaar of swaard, hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Dis al wat ons gaan help as ons wonder oor die toekoms. Om te weet God is aan ons kant. Wie van julle is tevrede met hoe dit in hierdie land gaan? Wie van julle is tevrede met hoe dit in ons dorp gaan? Wie van julle is tevrede met hoe dit by die huis gaan? En julle gesinne gaan, en jou huwelik gaan? Ek hoef julle eintlik nie te vra nie, want ek weet mos, as ons by julle kom, dan praat julle met ons. En ons kla by mekaar. En ons sê vir mekaar, maar dit gaan nie goed nie. Broers en susters, kinders, ons, ek en jy, kan 'n verandering bring. Ek en jy kan maak dat hierdie land anders lyk. Ek en u kan maak dat ons dorp anders lyk, dat ons skole anders lyk, dat ons gesinne anders lyk, dat ons huise en ons huwelike anders lyk. Hoe gaan ons dit reg kry? Deur te veg. Deur te veg. En as ek sê ons gaan veg, dan veg ons nie soos die karate manne nie. Dan veg ons soos wat Jesus ons kom leer het. En Jesus het ons kom leer, as gelowiges veg ons op 'n ander manier. As gelowiges veg ons deur die minste te wees. As gelowiges veg ons deur te vergewe. Deur genade te wys. Deur te dien. Deur op te offer. Deur moeite te doen, al verdien ander mense dit nie. As jy dit doen met jou medemens, saam met wie ons elke dag lewe, as jy dit doen by die huis, vergewe, opoffer, dien, moeite doen, uit jou pad uitgaan, gee in plaas van ontvang, genade wys, dan moet die wêreld anders lyk. As jy dit doen in jou huwelik, teenoor jou man of jou vrou, te vergewe, om te dien, op te offer, moeite te doen, minste te wees, dan gaan jou huwelik verander. Dan gaan jou gesin verander. Dan kan die skool verander. As ons die Here eerste stel in ons lewens. En ons sê, Here, ons kies om vir U te dien, met alles wat in ons is. Ons gaan U volg.
Ons gaan gehoorsaam wees, ons gaan getrou wees. Ja, Here, ons kies vir U. Dan gaan daar verandering kom. Joshua het die volk uitgedaag om te kies. Wie gaan julle dien? En ek wil vir elkeen van ons vanoggend uitdaag. Wie gaan jy dien in hierdie jaar? Wie gaan vir jou die belangrikste wees in jou lewe? Gaan jy jou eie lewe kies, jou eie koninkrykie, dit wat vir jou belangrik is? Gaan jy die Here kies? En hom volg met alles wat jy het. Joshua sê, wat my en my familie betref, ons gaan die Here dien. Wat kies jy vir jou gesin? Wat kies jy vir jou huwelik? Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Met hart en siel en verstand. Wat kies jy vandag? Amen. Kom ons bid. Here, dankie dat U vir ons geveg het. U het vir ons geveg selfs tot aan 'n kruis. Selfs tot in die graf. En U het oorwin. U het die dood oorwin. U het vir ons die lewe gegee. En ons is ook vry, soos wat William Wallace vir sy skotte gesê het. Ons is vry, nie meer slawe van die dood en van sonde nie. Here, en ons wil met ons vryheid wil ons vir U dien. Ons wil vir U volg. Ons wil vir U gehoorsaam wees. Ons wil graag 'n verandering bring in ons omgewing, in ons dorp, in ons gesinne, in ons huwelike, met ons kinders, met ons familie, by die skool, oral waar ons rond beweeg. En ons wil dit reg kry, Here, deur vir U te veg. Deur die kwaad te oorwin met die goeie. Ons wil dit reg kry, Here, deur mense te vergewe. Ons wil dit reg kry deur te dien, deur op te offer, deur moeite te doen, deur genade te wys, soos wat U met ons gedoen het. Ons bid vir elkeen van ons, Here, dat ons onsself verbind aan U, en aan dit wat U vir ons kom doen het, om U elke oomblik te volg, daar waar U ons lei. Dankie dat ons dit mag doen. Dankie dat U ons vrygemaak het, dat ons U kinders is, dat ons deel kan wees van U familie. Ons bid dit vir elkeen van ons, in Jesus se naam. Amen. Ons gaan afsluit met die oorwinningslied, want ons is meer as oorwinnaars, deur die Here wat vir ons krag gee. Ek wil daarom net weer vra dat die kinders hier voor vir ons sal kom sit, en dan sal daar deurkollekte wees as ons klaar is met die erediens. Kom ons sluit af met die oorwinningslied.
Ontvang nou die seën van die Here, gaan huis toe in sy vrede en gaan veg vir God se koninkryk in jou huis, in jou huwelik en in jou omgewing. Mag die Here jou seën, mag die Here jou beskerm, mag die Here tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Mag die Here al jou gebede verhoor en jou seën met sy vrede.